Vanaand gaan ons gesels oor geen griep. Hoe kan ons siekte en griep en verkoue vermy soveel as moontlik en behandel? So ons gaan gesels oor hoekom word ons siek in die winter? Juis in die winter, nê, want dis hoekom almal nou vanaand kyk, want ons wil nou weet wat ons doen voordat die winter kom. En dan hoe om griep en verkoue te voorkom, hoe om griep of verkoue te behandel en dan jou holistiese noodhulptas by die huis. Wat het jy nodig om jouself te panser teen hierdie gevreesde griep wat ons nie eintlik hoef te vrees nie. So kom ons gaan aan. Maar nie vir die van julle wat nie weet nie, ek weet meeste van julle weet al, maar hierdie platform Back to Eden het ek so 'n paar jaar terug net gestig, en dit is omdat die Here net vir my gesê het, it's time to get back in the garden. Alles wat hy geskaap het op die planeet, is genoeg vir ons om te kan floreer. Ons floreer nie, want ons leef nie van die aarde af nie, en volgende beginsel wat hy ook my net aan herinner het, of kom leer het, is dat ons liggame ongelooflik geskape is, met die vermoë om homself te kan genees. So, die feit dat ons liggame dit nie doen nie, beteken ons liggame, jy kry nie die regte gereedskap om dit te kan doen nie. So, dit maak my baie opgewonde, ek is baie passievol daaroor, dit is ongelooflik om te sien hoe mense gesond word, en hoe mense se liggame reg begin funksioneer. So ja, dit is my passie. So waarmee kan ek help? 1-tot-1 konsultasies, leefstylanalises en aanbevelings, holistiese benadering tot kroniese kondisies en medikasie, en ondersteuning in jou genesingspad. So ja, dit is waarmee ek kan help. So kom ons spring weg, hoekom word ons siek in die winter? So, vir die van julle wat nie weet nie, griep of verkoue word veroorsaak deur influenza. Dit is die virus se naam wat dit veroorsaak. Okay, so net 'n gedagtetjie wat ek daar wil los is, hoekom? As ons griep het, gee dokters vir ons antibiotika. Okay, so dit sal gebeur. Dit moet eintlik gebeur, net as daar 'n sekondêre infeksie is. So byvoorbeeld, jy het begin met griep en toe dit nou oorgegaan in 'n longprobleem, en hierdie griep het nou jou longe so aangetas dat daar verskriklik baie slijm is, en in daai slijm het daar nou bakterieë kom leef. So dit kan nie op 'n ander manier gesond word as met 'n antibiotika nie, of kan nie op 'n ander manier, volgens die mediese, kan dit nie op 'n ander manier gesond word nie. So, dis wanneer ons antibiotika moet gee. Ons moet nie antibiotika gebruik as ons net plain griep het nie. As jy sleg voel in die bed, seer lyf, seer keel, hoofpyn, het jy net griep, dan moet jy net in die bed bly. So, dan moet ons nie antibiotika kry nie. So, asseblief weet dat virusse of griep en verkoue is 'n virus. Dit is nie 'n bakterie wat dit veroorsaak nie. So, hierdie virus is 'n aansteeklike respiratoriese siekte. So, dit beteken dit word versprei deur die boonste lugweg. Dit word versprei deur 'n nies, 'n hoes, 'n spoeg, enige druppeltjies wat uitkom uit jou mond uit jou neus uit. Dit is hoe hierdie virus versprei. So, soos wat ek gesê, die persoon nies of hoes, en die druppels versprei in die lug en dit land op mense of op oppervlaktes. En ons vat in daai oppervlaktes, of dit kom, as jy nou naby genoeg aan die persoon staan, dan kan dit dalk op jou vel kom. En dit kan vir ure bly leef, totdat dit ingedring het, né? So, gewoonlik in die mucusmembrane, dis nou binne in jou neus en jou oë en binne in jou mond, dis waar daai virus dan indring, is binne die mucusmembrane, daai druppeltjies. Okay, so, wat gebeur in die winter? In die winter skep 'n ideale geleentheid vir griep en vir verkoue of vir die influenza virus om te leef. So, aan die buitekant van hierdie virus, as jy nou hierdie virus onder 'n mikroskoop sit, dan het hy 'n lipiedlaag. Dit is net 'n beskermde laagie wat hy rondom hom het. En in koue, as die temperatuur daal, so met ander woorde koue winter, dan word hierdie lipiedlaag sterker. So hy word meer stabiel, hy word lekker hard. So dan is hy kan vir baie langer leef buite die liggaam, omdat hy dan daai beskermde laag het wat dan baie goed funksioneer in 'n koue omgewing. So dit is nommer 1. Die ander een is, in ons winters, tipies hierbo, is die lug baie droog, né? So dan, die druppels kan dan baie verder versprei as wat dit versprei in, dit gaan maar oor, hy kan, dit is die minste weerstand, as die lug droog is die minste weerstand, so hierdie vog kan, hierdie druppeltjies kan baie verder versprei. So hulle leef langer, hulle versprei verder. So dis hoekom die virus sterker, as ek dit so kan sê, is in die winter.
Maar nou is daar ook net, dis nie net die virus se skuld nie, ons het ook 'n rol om te speel. So, wat doen ons, wat dan kan maak dat ons sieker raak in die winter, of dat ons net siek raak in die winter? Nommer 1, ons kom binne huis by mekaar. Okay, dink COVID vibes. So, dan versprei die virus makliker. Dis hoekom ons maskers moet dra, want ons kan nie die hele tyd net buite wees nie. Ons kom binne huis by mekaar, so dis hoekom ons die maskers in COVID moet dra. Maar dan versprei die virus nou mos meer, want ons is almal naby aan mekaar, so daai virus kan lekker vinnig en baie maklik versprei. Dan spandeer ons baie minder tyd in die son, né? Wat is die eerste ding wat ons doen as dit winter raak? Ons gaan oefen nie meer buite nie, ons sit nie buite nie, ons sit binne die hele tyd. Ons gaan nie buitentoe nie, want dit is nie vir ons aangenaam nie. En as ons buitentoe gaan, dit is ook 'n ander ding, trek ons kledingstuk, ons trek handskoene aan, ons trek missies aan, so die vel kry, daar's so min vel wat blootgestel is aan son, dat jy skaars Vitamiin D kan inkry. So dis baie belangrik, ons spandeer nie genoeg tyd in die son nie, en as ons wel buite is ons gepantser, né? Ons laat nie 'n deeltjie van die son eintlik op ons vel kom nie. Dan eet ons sleg. Ons eet comfort food in die winter, né? Lekker soppe en brode en hoë koolhidrate en hoë proteïene. Dit is wat ons doen in die wintertyd. Ons is nie lus, mense is mos nie lus as dit koud is vir 'n koue slaaitjie nie. Maar 'n ou pannekoekie of 'n ou soppie of 'n hot chocolaatjie, dit is mos nou waarvoor ons lus is in die winter, en dit help duidelik nie ons immuunstelsels aan nie. Dan drink ons nie genoeg water nie. Niemand is lus om baie water te drink as dit koud is nie. En 'n groot een, baie min mense, veral stadsmense, doen dit nie eers in die somer nie, maar ons loop nie kaalvoet buite nie. Julle, dis eintlik ongelooflik hoe goed, of net hoe wonderlik die Here die aarde geskaap het, dat dit die feit dat jy met jou sole buite op gras of in die grond loop. Nommer 1, sal dit jou stres afbring. Die gevoel net van gras of van, jy moet op aarde loop, nie op konkriet, nie op baksteen of plaveisel of teëls of so nie, op die aarde. Daar's iets wat gebeur in jou liggaam as hy aarde voel. Jou stres gaan af, jou immuniteit word gebou, want jy kry blootstelling aan klomp mikroorganismes in die grond. So dit is verskriklik belangrik vir ons om kaalvoet te loop, en meeste van ons doen dit nie eers in die somer nie, wat nog van die winter, maar dit is ietsie wat ons immuniteit krenk, en dan slaap ons baie keer sleg, want het word vroeër donker, so ons kyk dalk langer TV, ons spandeer meer tyd op sosiale media, ons werk bietjie vroeër in die oggende, laat in die aande, ons baie keer slaap ons slegter, en eintlik as jy mooi daaraan dink, ek het die laaste tyd, dan dink ek altyd daaraan, want ek's baie lief vir somer, en aan die wintertyd, dan voel dit vir my, dis hierdie dormante seisoen van ons moet die hele tyd binne die huis wees, en dit word vroeg donker, dit is my so lekker in die somertyd, is my 7 uur die aand, lekker skyn die son nog, en toe besef ek, dis eintlik God se genade, soos wat die diere, sommige diere hiberneer in die winter, is dit 'n geleentheid vir ons om ook weer te rus, om vroeër in die bed te kom, want het word vroeër donker, mens kuier nie so laat nie, mens is nie so laat wakker nie, want dit word vroeg donker, en dit word eers laat in die oggend, word dit weer lig, so ons moet dit eintlik tot ons voordeel gebruik, en ook bietjie langer slaap, maar ons doen nie dit nie, ons go, né, want dit is mos hoe ons westerse samelewing is. So dit is goetertjies wat ons doen, wat ons immuniteit krenk. So tesame met virusse wat langer leef en wat verder kan versprei in wintertye, het ons sekere gewoontes wat ons doen, en dit is wat maak dat ons siek raak in die winter. So hoe kan ons dit voorkom om siek te raak in die winter? Ek praat nou spesifiek van griep en verkoue, net vir duidelikheidsonthaalwe. So ons moet die immuniteit vroegtydig versterk. So as jy nog nie begin het om jou immuniteit te versterk nie, nou is beter as dit is nou jou beste geleentheid. Maar jy moet eintlik altyd voor oë hê om elke dag van jou lewe gewoontes gewoontes in jou lewe te hê wat jou immuniteit bou. Dit is jou belangrikste bate, is jou immuniteit. Dit is 'n ongelooflike bate wat God vir ons gee, maar ons pas dit nie op nie. So, spandeer tyd in die son as 'n daaglikse gewoonte. Kom in die gewoonte om tyd in die son te spandeer. Julle, baie van ons werk in korporatiewe omgewings. Vat jou uur wat jy lunch het, kom uit jou kantoor uit en gaan sit buite in die son. Rol jou broekspype op, sit met jou bene in die son, rol jou arms, pype of jou moue op, en kry son op jou vel. Dis baie belangrik. Jy gaan in elk geval nie veel son kan inneem as jy met handskoene en toeskoene en alles net buite gaan sit nie. Dan gaan net jou vel amper die Vitamiin D kan opneem. So kry soveel as moontlik vel in die son
vir so lank as moontlik. So 3 ure per dag, julle, dit klink baie, maar dit is eintlik baie min. Dis eintlik skrikwekkend dat ons vir 'n basislyn van Vitamiin D moet ons 3 ure in die son spandeer en meeste van ons doen dit nie eens op 'n goeie dag nie. Dan moet ons genoeg water drink, 8 glase water per dag, dis sodat jou stelsel konstant skoon kan spoel, dat daar nie gifstowwe op kan bou nie, dat jou liggaam gehidreer is. Jou selle moet vochtig wees, hulle moet genoeg water hê. Dan moet ons vars groente en vrugte eet, baie belangrik. Ons moet ons hande was met seep en water, nie met alkohol nie. Dit het gehelp in COVID, julle, om COVID weg te hou. Aanvanklik wonderlik, ons sanitize oral, ons het die hele tyd, ek vat dit nou maar as 'n verwysingsraamwerk, want dit het ons almal geraak. Maar dit het ook ons goeie bakterieë kom doodmaak, né? Dit het nie net die slegte virus half kom doodmaak nie, dit het ook ons goeie bakterieë wat op ons hande is, wat ons beskerm, maak dit dood. So asseblief, hou op om jou hande te sanitize, vat net water en seep, plain seep, gewone seep, of vat net 'n waslap. Okay, daai bakterieë is eintlik goed vir jou hande. As jy wel siek is, of as jy met siek mense in aanraking gekom het, was jou hande met seep en water asseblief. Dan moet jy 'n probiotika neem elke liewe dag van jou lewe. Ja, ek voel, I'm preaching to the choir, want het voel vir my meeste mense, wat nou al my praatjies bygewoon het, weet van probiotika en hoe belangrik dit is. As jy verstaan dat jou immuniteit in jou kolon sit, dan wil jy graag jou goeie bakterieë in jou kolon aanvul. So dis hoekom ons 'n probiotika elke dag neem. Dit is nie net vir tydens antibiotika verbruik nie, dis vir elke dag van jou lewe as jy jou immuniteit wil bou wat in jou kolon is. Dan beperk ons suiker. Suiker krenk jou immuniteit, want dit maak jou liggaam suur en dit maak slijm. Slijm is 'n voertuig vir bakterieë en vir virusse om te kom bly. So ons wil goeders wat slijm maak soveel as moontlik beperk. So dis eintlik suiwel ook, maar suiker is 'n groot een. Dan loop kaalvoet op die gras of in grond daagliks, selfs net vir stres is dit 'n wonderlike kuur. En dan slaap 8 ure, geen skermtyd voor slapenstyd nie, en block-out gordyne kan baie help. Daai gordyne wat so dig is, jy kan nie, selfs in die middel van die dag kan jy nie eintlik sien of is dit nou sonskyn buite nie. En dan, as jy kan, oefen elke dag, al is dit net 15 minute stap. Dis baie belangrik om daai hartklop aan die gang te kry. Dan wees paraat. Dis baie mense, en dit is, ek wil sê dit, mense sê, is dit nou Afrikaner hardkoppigheid of wat is dit nie, maar jy wag tot jy jou longe uithoes en dan gaan jy eers apteek toe en dan dink, jy voel eintlik trots op jouself. Jy weet, jy drink nie 'n pilletjie vir enige ding nie, maar die probleem is, dan is die intervensie wat dan nodig is so groot en so sterk, want jy het nie vroegtydig gekom nie. So nou sit jy al met dalk 'n sekondêre infeksie en, want jy was nie paraat nie. En daarmee sê ek nie, as jy die sniffels het, gaan dokter toe vir 'n voorskrif nie. Dit is nie wat ek sê nie. Maar, as jou liggaam vir jou tekens gee, wees paraat. Kom agter, hierdie is nou oggend 2 wat ek wakker word met 'n seer keel. My liggaam probeer, het ek elke aand voordat ek gaan slaap het melk gedrink. Het ek elke aand voordat ek gaan slaap het dalk suiker geëet of gedrink. As ek nie het nie, dan weet ek, okay, hoorie, hierso is dalk nou ietsie wat gaan gebeur. Dis ietsie wat broei, so ek moet aandag hieraan gee. So wees paraat, reageer dadelik met die eerste simptome. So as jy goed soos kopseer, lyfseer, loopneus, seerkeel of 'n kuggie het, dit is jou teken, aha, hier's dalk ietsie wat broei, ek moet dit stop voordat dit erger word. Luister vir jou liggaam. So as ek nou sê kopseer, lyfseer, loopneus, seerkeel, dit is nou vir verkoue en griep. Maar as jy nou hier sit en jy het nie noodwendig, jy weet, jy het nie noodwendig die gevoel dat jy gaan siek word nie, maar jy sit met ietsie soos, die hele tyd so kug in jou, jy moet die hele tyd jou keel skoonmaak, as jy hele tyd slijm in jou keel, hartlywigheid, jy slaap nou al vir 'n paar maande, slaap jy sleg, slegte asem, moegheid deur die dag, angstigheid, stres, sinus, daai is tekens dat jou immuniteit is nie op 'n goeie plek nie. So sou daar nou ietsie gebeur, dan gaan hy jou dalk erg tref. So wees paraat, luister vir jou liggaam as hy vir jou tekens gee en reageer daarop. Ek sal nou sê hoe ons daarop reageer. En dan, hierdie simptome wat ek nou genoem het, die slaap sleg, slegte asem, daai tipe goed, dit is simptome wat wys dat jou immuniteit aandag kort, 'n intervensie is nodig. So doen 'n intervensie voordat jy griep of verkoue kry, né? So wees paraat. En dan gaan ons na
behandel die eerste simptome reg. So die eerste simptome is nou as jy voel, dis nie die simptome waarvan ek nou gepraat het van as jy voel jou immuniteit is bietjie af nie. Hierdie is as jy nou voel, ek het gister met Sunny koffie gedrink, sy die hele tyd gehoes, ek voel ek begin nou dieselfde tipe simptome kry. Ok, so julle hierso is die verkeerde manier om simptome te behandel in my opinie. Loopneus, ons droog dit op. Seerkeel, ons suig 'n tablet. Hoes, ons gee 'n hoesstroop. Hartlywigheid, lakseermiddels. Kopseer, 'n anti-inflammatories. Toeneus, sinustablette. Hierdie tipe manier van simptome behandel is presies dit. Ons behandel die simptoom, maar die virus gaan nie weg nie. Jou liggaam veg sonder dat jy die simptoom voel, want jy het nou iets gegee vir die simptoom, so die simptoom gaan weg of hy onderdruk die simptoom. Jou liggaam beveg nog steeds die virus. So verkeerlik as die simptoom weggaan, dink jy is gesond. Jou liggaam is steeds besig om daai ding te veg. So hierso is 'n beter manier hoe ons daai eerste, ek voel hier begin ek nou grieperig raak, hoe ons daai kan behandel. So, loopneus, as dit deurskynende slaim is wat uit die neus uitkom, blaas dit uit. Dit is net die feit dat jou neus loop, is jou liggaam se manier om ontslae te raak van enige nonsens wat daar binne is. So dis 'n goeie teken. Ons wil dit juis nie opdroog nie. Baie keer as ons 'n loopneus opdroog, dan word dit sinus. Dit word juis 'n dik geel slaim. So blaas dit uit. Dis nou baie moeilik julle, want as jy in die apteek is en iemand kom in en sê, my neus loop, om dan vir die persoon te sê, man, blaas dit uit en lekker dag verder. Dit werk nie altyd so lekker nie. Mense kom juis want hulle soek ietsie om dit op te droog. Baie keer is hierdie simptome nie lekker nie. Maar ja, dit is een van daai dinge. Okay, so blaas dit uit en dan begin jy die immuniteit te boost. Ek gaan nou daaroor praat. So jy begin jou liggaam help om vinniger van hierdie goed te ontslae te raak in steede van om net die simptoom te onderdruk. Seerkeel is 10-1 'n suur liggaam. Dit beteken daar's suurigheid, so daar kan moontlike bakterieë broei. So ons begin dan om die liggaam alkalies te maak. Ek sal nou vir julle 'n paar oulike getuienisse lees van mense wat juis met hierdie simptome gesukkel het. Hoes stoom ons. Julle, daar's eintlik geen bewyse dat 'n hoesstroop werk vir hoes nie. Dit kan jou dalk beter laat voel en in gevalle, ek wil ook sê in gevalle waar jy dalk so erg hoes dat jy 'n rib gaan breek, dit gebeur met party mense, is dit dalk goed om 'n hoesonderdrukker te druk, dat jy net een kan slaap dalk of net kan keer dat jy nie jou longe uithoes nie. Maar vir meeste hoese en hoese met slyme is hoesstrope nie effektief nie. Geen navorsing bewys dit nie. Dit laat ons dalk net beter voel. Okay, dit soothe jou dalk net, maar dit is nie effektief nie. So stoom, as jy hoes, stoom asseblief. Stoom maak dat die slijm dun word, dan kan jou liggaam help om dit uit te kry, dan spoeg jy dit uit. Dit is hoe jy ontslae raak van 'n hoes. As dit droë hoes is, dan moet ons kyk na ietsie wat daai irritasie kan soothe. Wil ek amper sê, dat daai irritasie kan vergemaklik, dat jy nie die hele tyd daai behoefte het om te kan hoes nie. Hartlywigheid, meer vesel in die dieet. Ons moet ook dan kyk na, as jy iemand is wat geneig is tot depressie, want dan sit ietsie in jou kolon. Dan moet ons kyk na, dit is 10 in 'n siklus dan van depressie, hartlywigheid. Angstigheid is nie sommer hartlywigheid nie, maar soms kan dit ook wees. So ons moet net altyd daar mooi onderskei. En dan kopseer is 10 in 'n suur liggaam, so ons moet die liggaam alkalies maak. 'n Toeneus is 'n kolonprobleem. Of dit nou allergie is, of dit nou sinus is, dit is 'n kolonprobleem. Dit is nie 'n simptoom wat ons net behandel nie. So dit is hoe ons die eerste simptome reg behoort te behandel. Dan, ek wou maar net daai gesê, daai manier van behandel. Kom ons kyk nou, hoe gaan ons dit behandel? Julle, ek gaan nou veel getuienisse van hierdie produkte net sê, van dan kan julle self sien, hoekom ek so mal is oor die produkte. So, gebruik die regte gereedskap. So in steede van om te dink, hoe kan ek nou beter voel? Vra jouself die vraag af, wat het my liggaam nodig om hierdie virus te beveg? Want hy's heeltemal in staat om dit te doen. So in steede van om net die simptoom af te druk dat ek beter kan voel, watse gereedskap moet ek vir my liggaam gee dat hy die werk kan doen? Lewendige ensieme en lewendige bakterieë, asseblief maak 'n knoop in jou oor. Die enigste twee goed wat jou liggaam self kan genees, die twee goed wat jou liggaam nodig het om te kan bou, dit is twee werkers in jou liggaam. Dit is al wat kan genees, is lewendige ensieme en lewendige bakterieë. Ek sal nou meer daaroor gesels. So,
barley maak jou liggaam alkalies, siekte byvoorbeeld maak jou liggaam suur. So barley help letterlik amper vir enige siekte. Dan 70% van jou immuniteit sit in jou kolon, so ons gaan lewendige bakterieë, ons gaan 'n baie goeie probiotika gee. En nou wil ek vir julle sê, as jy begin met sniffels, as jy begin, ek dink hier's ietsie, barley en Flora Food elke 2 ure, dis die beste ding wat jy vir jou liggaam kan doen. Jy sal binne 'n dag, sal jy 10 stukke beter wees. Ek het dit net al te veel keer gesê, om nou vir julle te sê, probeer dit maar, kom ons kyk, ek weet dit werk. Okay, so, elke 2 ure, die oomblik as jy voel, hier begin nou ietsie. Hierdie, vir die van julle wat dan nie, dit op my groep is of so nie, jy het ek net 'n meisie gehad, net om vir julle te sê, hoe haar storie eintlik begin het. Sy het na my toe gekom met 'n erge maagseer. Dit was haar hoofklagte. Sy het 'n maagseer. Sy is nou al deur 3 antibiotika kursusse. Sy is intussen geprik met 'n naald, met 'n sy het 'n vigspersoon getoets, toe sy geprik, toe moes sy antivirale goeders druk wat haar baie siek gemaak het. En sy sit toe met 'n maagseer van stres, van spanning, van antibiotika gebruik en hulle wil haar nou op 'n suuronderdrukker of 'n protonpomp in die bede sit. En ek sê toe vir haar, okay, voordat jy dit begin drink dit elke 2 ure barley. Julle in die aand, toe bel sy my, toe sê sy vir my, dit voel asof daar op 'n berslaag om my maag is. My maag is glad nie meer seer nie. So haar storie het begin by 'n maag. En eers toe haar maag na dag 3 of so herstel het en sy voel soos, sy kan basies enigiets eet, haar maag het glad nie meer daai brandgevoel nie. Dis heeltemal weg. Toe sê ek vir haar, okay, kom ons kyk nou, hoekom word jy so siek? So toe behandel ons parasiete en ek sê net vir haar lewendige ensieme en bakterieë. Dis nou al 3 maande, sy is glad nie meer siek nie, sy werk die hele tyd in die TB-sale, sy werk die hele tyd tussen kieme, sy word glad nie meer siek nie. Okay, dit is nou eers 3 maande, ek sal graag oor 'n jaar weer ietsie wil post, maar ja, 'n langer termyn een wat ek het, ek wonder hoe gaan ek nou hom vir julle kan deel. Ek sal hom maar vertel, want ek weet nou nie hoe om dit te doen nie. Okay. So, 'n ander vriend wat ek gehad het my ook genader. Hy is ook al, teen die tyd dat hy my genader het in Augustus, was hy al vir 'n jaar 3 kursusse antibiotika. Ons het net begin met barley. Hy het net met barley begin, net met lewendige ensieme, nie eers lewendige bakterieë nie. Dit is nou 2 jaar later en hy het nog nie weer 'n kursus antibiotika oor sy lippe gehad en hy was op 'n stadium wat hy het net al gewoond geraak daaraan. Elke oggend word hy wakker met 'n seer keel. Hy drink gemiddeld 3 tot 5 kursusse antibiotika per jaar. Hy's net gewoond daaraan en dis nou al 2 jaar en hy het nog nie weer antibiotika nodig gehad nie. So ek weet hierdie goed werk, asseblief doen dit. Okay. So dan belangrik, die oomblik as ons voel ons raak siek, dan is dit soos polisie mode, wil ek sê, voordat hierdie ding erger word. Jy haal dan die goed uit, wat nie help, jou liggaam help om self te genees nie, en jy sit by wat help. Okay, so wat ek daarby sê, is byvoorbeeld, jy sit by, dan drink jy baie water, of jy nou lus is vir jou 2 liter of nie, jy drink jou water, en jy vermy koffie. Koffie dehydreer jou, so dit is nie goed as jy siek is om gedehydreerd te wees nie, en koffie maak jy liggaam suur. Ons wil juist sê, ons liggame moet alkalies wees, nee? Want siekte leef in suur liggame, nie in alkaliese liggame nie. Dan sny ons uit, suiker en suiwel is uit in daai tydperk, totdat ons gesond is. Oor die algemeen wil ons nie baie daarvan eet nie, want dit is slijmmakende goeders wat ons eet, maar in daai tyd is dit, ons gee nie vir suiker lekkertjie, laat sy beter voel nie. Ons gee vir haar ander goedertjies. Dan rus. Julle, dis die siekte van ons samelewing. Baie van ons sê nou maar, ons is gestres. Ons het baie stres by ons werk. Nou word ons liggaam siek as gevolg van stres. Ons is vatbaar vir 'n kiem, ons kry 'n virus of ons kry griep. Kom ons sê ons kry griep. Maar ons kan nie nou stop nie. Nee, die werk kan nie sonder my nie. Ek moet deurdruk, ek moet aangaan. Dis die slegste ding wat jy kan doen, want eintlik sê jou liggaam vir jou, wow, ek het tyd nodig om te herstel. Jy kan nie nou supermom of super dad wees nie. Jy het nou nodig om te rus. So dit is nie nou jou tyd om te deurnag en jou deadlines te behaal nie. En marathonne te draf nie. Daai goed sit jy een kant, jou liggaam kon eerste, dis nou tyd dat jou liggaam moet herstel en moet rus. Dan stoom ons met tea tree oil of olie en frankincense. Frankincense is ook mirre is meeste van die kere onder die liggaam, so onder die middel kan ek amper sê, frankincense is boonste ligweg. So frankincense is ook 'n baie goeie een om te stoom, veral as daar slijm en bakterieë in die slijm in jou bors is. Vicks, Vicks is baie helpvol vir as dit droë hoes is, net om daai irritasie te stop, wat jy kan ophou om te hoes. En dan
dit is 'n boereraad, maar het werk soos 'n bom. Vat jou rou heuningkie, jou borrie, kaneel en suurlemoen in 'n rooibos tee. En gemmer, ek moes eintlik gemmer op bygesit, ekskuus. Maar dit is jou mengseltjie. Die heuning het anti-inflammatoriese goeders, eienskappe. Borrie is anti-inflammatories. Kaneel is eintlik maar vir suiker, om jou bloedsuiker te stabiliseer. So eintlik, ek besef nou, eintlik wat in kaneel se plek moet wees is gemmer. Gemmer is wonderlik vir boonste ligweg en dan suurlemoen vir rooibos tee. Maar gooi my kaneel by, ek weet wie hou nie van kaneel nie. En dan baie groente. In hierdie tyd wil jy wil soek vir jou resepies met baie lekker, baie groente. Jy wil die heeltyd groente inneem. Dis nie nou tyd vir brood en vleis en jy kan vleis eet, maar ek bedoel nie die klassiek pasta en brood die heeltyd nie. Ons wil nou groente inneem en dan kom jy in die son, soveel as moontlik son op die vel. Ok, nou jou noodhulptassie. Wat moet by in jou huis, in jou noodhulptassie wees? Hierdie is dalk, jy hoef nie al hierdie goeders gelyk te koop nie, maar hierdie is 'n belegging wat jy maak, sodat jy nie die dokters afspraak, die voorskrif, die opvolg, sodat jy nie al daai goed hoef deur te gaan nie. So jy behandel dit by die huis, rus lekker en dan is dit iets van die verlede. Ok, wat jy altyd in jou huis moet hê. Rou onverwerkte heuning. Asseblief julle, wees op die uitkyk vir goed wat sê natural, 100% pure. Gaan lees, draai die houertjie net om en gaan lees op die bestanddele. As daar nie staan non-irradiated nie, skus, dan beteken dit, daai heuning is met hitte en bestraling en goedetjies behandel, want as daar dalk, hulle wil nie hê daar moet pollen en goeders in wees nie, daai pollen is eintlik baie goed vir ons. So jy soek goed wat nie behandel is nie, dit moet amper net deur 'n siffie gegaan het, vanaf die byekorf. Dit is die tipe heuning wat genesende eienskap het. Die ander tipe heuning wat irradiated is, en wat nie rou en organies is nie, daai tipe heuning maak net jou tee en jou goeie soet. Dit het nie genesende eienskappe nie. So, hierdie is nou medisyne, nê? As jy 'n baie skoon rou heuning het, kan jy dit selfs op oop wonde sit. Dit sal die wond heeltemal genees. Ok, suurlemoene, is altyd wonderlik om in die huis te hê. Florafood probiotika, julle, dis wat ek vir julle gesê het, as jy begin voel jy siek, probiotika elke 2 ure. Barley Life is definitief die ouetjie. Garlic Aim is 'n knoffel is 'n baie sterk natuurlike antibiotika. So knoffel is die ouetjie wat jy ook in jou tas wil hê. Cranberry Plus, ek sal nou verduidelik, dit is 'n cranberry of 'n cranberry kapsule, dit is vir enige urienweg probleme. Tea tree olie, frankincense en mirre vir enige wonde, vir enige pyn is mirre wonderlik. Frankincense vir enige inflammasie, amazing. En as jy skoon bronne kan kry van frankincense en mirre olie, kan jy selfs daai olie drink. Dis hoekom ek sê leekapsules ook, want jy kan nie tea tree olie drink nie, maar frankincense en mirre kan jy in kapsules sit en dit tree op as 'n natuurlike antibiotika. Dis wonderlik. Composure help vir baie goeders, maar onder andere van selfs 'n stres of 'n pynmaag. Herbal Fiber Blend. Ek het nou die dag 'n vroutjie gehad wat sy het 8:00 die aand, sy het eintlik 4:00 toe sy sê vir my, hoorie, haar ma, verskriklike erge pyn op haar maag. Hulle weet nie of is dit voedselvergiftiging of wat gaan aan nie. Die ma sê die pyn is 'n 8 uit 10. Ek sê okay, hulle sê hulle het Buscopan in die huis. Ek sê okay, drink dit. Kom ons kyk na 2 ure. Na 2 ure sê sy vir my, sy wil nou ongevalle toe gaan met haar maag, want haar maag krul van die pyn. Sy wil ongevalle toe gaan met haar ma, nie met die ma se maag nie. Die ma se maag gaan obviously saam. Maar toe sê ek okay, hulle kan haar na my toe bring. Ek het toe net Composure en Herbal Fiber Blend het ek by die huis. Ek besluit toe, okay, ek maak vir haar so 'n mengseltjie, ek sê vir haar, okay, drink dit. Binne 15 minute sê die ma vir my, die pyn op haar maag is weg. Hulle was reg om ongevalle toe te gaan, want haar ma het maar 'n geskiedenis met klomp goeters, ons was bang dit is dalk iets met haar lewer of iets soos dit, maagpyn weg. Trepzymes is antiviraal. Dit is eintlik 'n verteringsensiem wat help om jou kos te verteer, maar as jy dit goed op 'n nigter maag neem, dan tree dit op as 'n antivirale middel. Okay, so dis maar net hoe die produkte lyk. Soos ek sê, Prepzymes is verteringsensieme. So as jy hierdie kapsule neem op 'n nigter maag, dan vreet hy die proteïenlaag, daai lipiedlaagie wat so sterk word in die winter, gaan vreet hy af. Dan kan jou liggaam dit verteer. Probiotika, ek het hierdie al vir julle gesê, wees op die uitkyk, nie alle probiotikas is dieselfde nie. Nie almal kan 'n uur en 'n half in jou maag leef sonder dat jou maagsuur dit afbreek nie. Florafood kan. As jy nie kan nie, dan mors jy eintlik jou geld.
En dan die ander ding ook wat baie belangrik is nie van gis af gekweek nie. Dis baie belangrik, okay? Body Life maak jou liggaam alkalies. Dit is wat jy nodig het om gesond te word. Herbal Fiber Blend is vir enige kolonprobleme. En dan hier is maar net hoe die knoffel lyk, cranberry vir urineweg en composure vir enige stres of maagprobleme. So as jy daai tassie het, kom ek sê vir julle wat kan jy alself by die huis behandel? Griep, verkoue, maagvirus, seerkeel, loopneus, toeneus, sinus, diarree, hartlywigheid, blaasinfeksie, bronchitis, laryngitis, tonsilitis, boonste lugweginfeksie, fungusse, bakterieë, parasiete, maagseer, insekbyte, hoofpyn, PMS, menstruasiekrampe, opgeblaasenheid en IBS. Dit is regtig 'n handjie vol goeters wat jy kan behandel, wat jou eintlik baie trippies na die dokter toe kan spaar. So ek voel it's not too shabby. So julle, dit was vanaand se Zoom. Hy was baie vinnig, of vanaand se aanbieding. Dis baie vinnig. Net weer 'n herinnering waarmee ek kan help. Konsultasies, leefstyl-analises. Ek het wonderlike gereedskap wat ons regtig ek het 'n vraelys deur Dr. Allen wat hy opgestel het om regtig baie akkuraat te bepaal wat is fout met 'n persoon sonder bloedtoetse. Of jy kan kyk in watse area, watse liggaamsstelsel is daar 'n probleem, wat amazing is. En dan 'n holistiese benadering tot kroniese kondisies en medikasie. So ja, dit is die storie vir vanaand. Julle is so welkom om te kontak as julle enige vrae het, sal ek dit met liefde beantwoord. Maar verder is dit vanaand se praatjie. Ek hoop julle het dit geniet. Dit was wonderlik om julle almal hier so te hê en julle moet 'n lekker aand hê.